ek nou bring ek in Professor Pieter Dievenage. En ek beloof jou, ek dink nie hy sal ooit dink julle is 'n basketbal. Môre Pieter. Goeiemôre Isak. En hy sal ook nooit sê julle is dom. Ag, ek kan dit maar sê Isak, ek kan maar sê. Pieter, lekker om vir jou weer te sien. Gister het ons lekker met Johan Rousseau, ons ou vriend, saam met wie ons ook al 'n paar kuiers deur gewerk het. En onthou jy daai een kuier wat ons aan Stellenbosch gehad het? Daai jare met die woordfees. Dit is man, ek onthou nou nog daai aand. Dit was 'n heerlike gesels. Daar by Jolly Roger gewees en toe het hy nou verder gegaan. Maar laat ek nou nie, ons het gister met Johan gesels, ons het ook met André Dievenage gesels, en een van die vrae wat opgekom het in hierdie gesprekke is die onderskeid tussen links en regs, maar meer as dit, die vraag of dit nog geldige terme is in die tyd waarin ons leef, om so binêr te onderskei op 'n politieke vlak tussen mense, links en regs, konservatief, liberaal. Hoe moet 'n mens hierna kyk in jou opinie, Pieter? Wel Isak, dis 'n interessante een. Kyk, dis 'n klomp wat jy bymekaar bring, nê? 'n Klomp van hierdie belangrike temas. Kyk, in die eerste plek is dit links versus regs, nê? Dan praat jy van liberaal en konservatief en dan woke ook. En dit kan mens baie keer de mekaar maak. Want wat is nou links en wat is nou regs? Wat is nou liberaal en wat is konservatief? En jy het dit vir my baie mooi, Isak, raak gevat met die begrip wat jy gebruik het van binêr. Nee. Nou wat is binêr? Dit is wanneer jy so in boksies dink dat jy nie die kompleksiteit van die lewe kan verstaan nie. Nou wat bedoel ek daarmee? Gewoonlik histories, kom ons vat net links en regs, Isak. Kan ons maar daar begin en dan gaan ons na liberaal. Ja, links het, ek weet nie of jy weet of die kykers dat die historiese verwysing na links en regs kom uit die Franse Revolusie. Nee, dit is hier 1789. Nou, wat was daar op die spel gewees? Aan die linkerkant het die sogenaamde linkse groep gesit en aan die regse kant het die sogenaamde regses gesit. Nou, die linkses wou radikale veranderinge hê, nê? Terwyl diegene aan die regterkant wou die bestaande orde behou. En vandag word hierdie terme ook so gebruik om verskillende ideologieë te beskryf. Die een kant wil radikaal verander of wil progressief wees of wil verandering sien. Die ander kant wil ook verander, maar wil ook die verlede of die gebruike of die gewoontes van die verlede in stand hou. En in ons terme vandag beteken links eintlik maar jy weet ons verbind dit met ideologieë so sosiale gelykheid, ekonomiese herverdeling en staatsingryping om maatskaplike geregtigheid of sosiale geregtigheid te bevorder en te ondersteun. En mense sou hier kon insluit sosialisme, progressivisme en in sommige gevalle kommunisme. En linksgesindes argumenteer dikwels vir regstellende aksie, omgewingsbewaring en die beskerming van menseregte. Nou goed, ek het nou 'n mond vol gesê, en weer eens moet mens waak dat 'n mens nie links en regs heeltemal weg van mekaar af sien nie. Nou regs verstaan ons gewoonlik, dit hou tradisioneel verband met kapitalisme, met individuele vryheid, met persoonlike verantwoordelikheid en 'n sterk klem op orde en stabiliteit.
en regse ideologie sluit in konservatisme, klassieke liberalisme ook interessant en selfs nasionalisme. Nou terwyl sommige regsgesindes staatsinmenging beperk wil sien, is daar ook groepe wat die staat wil gebruik om 'n kultuurnorme en ekonomiese beleid te versterk. Nou Isak, dis 'n mond vol. Ek hoop dit het sin gemaak, maar uit my navorsing is dit hoe ek links en regs sien, maar jy moet dit nou nuanceer. Ek het dit nou baie akademies aangepak. Nee, dis heel verstaanbaar. Wat ek wel wil weet by jou is watter punt bepaal want dit links en regs sou dan nou impliseer dat dit weerskante moet wees van iets. En wat is daai punt waar links en regs weerskante van staan? Kyk, gewoonlik praat ons van links sentrum en regs sentrum. Nou vra jy, wat is daai punt? Daai punt is eintlik die sentrum. Maar nou moet ons beweet, die sentrum is die heeltyd effens aan die skuif en links en regs is aan die skuif. En dan moet kommentators dit besef wat hier op die spel is. Kom ons kyk, en dan gebeur dit ook in verskillende areas van die lewe, Isak. Byvoorbeeld ekonomies links en regs, nê? Ek het eintlik nou 'n politieke definisie gegee. Wat is links en regs? En dan kry jy natuurlik ook jy sou in religieuse terme ook links en regs kon stel, want ek weet jy praat die laaste tyd ook oor die debat wat Lindy Koorts ontketen het. Wat sou dan en daar praat mens gewoonlik liberaal of konservatief in religieuse terme wees. Is daar 'n verskil tussen links en regs en konservatief en liberaal? Weet jy, hier moet ons kyk nou na wat sou konservatief en liberaal wees. Liberaal is gewoonlik iets wat met individuele regte, vryhede en 'n redelike bespreking of rasionaliteit verbind is, en soos ek gesê het, in ekonomiese terme is dit beperking van staatsinmenging, vrye ekonomie, terwyl moderne liberalisme ook dikwels staatshulp ten opsigte van welsyn en maatskaplike geregtigheid ondersteun. En dan baie liberale is vandag ook oop vir die LGBTQ regte, rasgelykheid en selfs feminisme. Dis nou liberaal, maar dit is nou liberaal in vandag se terme. Jou klassieke liberaal is meer individuele regte, vrye ekonomie en so aan. Die liberaal wat ek nou genoem het rondom LGBTQ is meer die Amerikaanse verstaan van liberaal, wat eintlik meer in 'n rigting van, sou ek sê, links gaan, as ek dit so kan stel. Nou, konservatief is meer gerig op die bewaring van tradisionele waardes, kulturele norme en institusionele stabiliteit, en dit beklemtoon die belangrikheid van familie, godsdiens en nasionale identiteit. Terwyl konservatiewe idees dikwels regs op die spektrum geplaas word, kan hulle ook op kulturele en morele vlakke invloed uitoefen wat onafhanklik van ekonomiese beleid funksioneer. Daar het ek nou weer vir jou mond vol gegee, Isak, maar dis min of meer, jy weet, 'n ou moet die definisies in plek kry, wat is links en regs en wat is liberaal en konservatief. En dan moet jy die swere van die samelewing ook reg hê. Iemand kan op die ekonomiese gebied links wees, maar hy kan religieus meer konservatief wees, as ek dit so stel. En iemand kan in sy uitlewing van sy lewe, kan hy soms liberaal wees, maar hy's polities konservatief. So hierdie goed kan deur mekaar loop, en dit bring ons terug by jou binêre dinge. Ou moet maar altyd versigtig wees, presies, wat is die sentrum, hoe beweeg dinge, wat is links en regs en wat is liberaal en konservatief. Maar met sekere merkers kan jou baie help om hierdie ding op te los. Kom ons maak dit gou prakties, nee. Uit dit wat jy van my weet en ken, as ek nou voor jou staan, ontdaan van alles, gestroop, en jy moet my beoordeel in die lig van dit wat jy nou alles gesê het. Waar op die spektrum sal jy my plaas?
Ja, dis 'n goeie vraag. Isak, jy maak my nou amper die rol van 'n wat sou ek sê, 'n sielkundige maar ook 'n filosoof. Kyk, dit is baie interessant. Aan die een kant sou ek sê ekonomies gesproke sal ek jou regs van die sentrum plaas. Hoekom sê ek dit? Want jy staan vir die vrye mark, soos ek jou lees, né? Dit sou regs van die sentrum wees. In terme van jou sosiale omgang met mense, hoe jy jouself verstaan, sou ek jou weer effens links van die spektrum sit, in die sin dat jy is nie konservatief in die sin van op die gebied van waar jy jy weet waar jy lewe, sal jy dalk effens links van die sentrum is. Laat ek net eers dit sê. Dan polities gesproke dink ek jy's nogal baie 'n sentrumdenker. Met ander woorde, jy binne die Suid-Afrikaanse samelewing wil jy meer bemiddel, jy wil sien waar lê die skerppunte en so meer en weer eens daar kan jy dalk net effens regs van die middel inkom of regsentrum in 'n ekonomiese sin. Maar in 'n politiese sin dink ek jy het ook 'n gevoel vir sosiale ongeregtigheid. Dit kan jou weer links van die sentrum plaas. Liberaal konservatief, ek dink jy het 'n baie sterk gevoel vir 'n vryheid, persoonlike vryheid. Dis hoe ek jou nog altyd opgesom het. Maar aan die ander kant is jy ook nie iemand wat jou van die bronne wil afsluit, wat ons gevorm het in ons beskawing nie. En daarom dink ek sal jou liberale of jou sterk staan op vryheid en op persoonlike vryheid en so aan sal altyd verbind wees met, kom ons sê maar, die breër samelewing en selfs sekere norme of dinge wat deur die geskiedenis kom en wat vir jou saak maak. Ek weet nie of dit sin maak nie, Isak. Nee, dis vir my baie interessant dat ek het nou die dag gehoor, daar is blykbaar 'n skool wat meen dat ek regs is. So nee, dit was nou vir my interessant. Sou jy my regs op die spektrum plaas? Ek sou nie weer eens dat ek dink ons moet van hierdie etikette op 'n manier wegkom, Isak, en kyk dat mense is meer gedifferensieer. Jy weet, ek iemand soos Piet Kroukamp byvoorbeeld, ek moet nou sy naam noem, ek is jammer, maar kyk, hy sê soms hy's liberaal, maar ek dink en hy staan ook baie sterk vir die vryheid van die individu. Nee, jy is iemand, staan ook sterk vir die vryheid van die individu. Maar dan plooi, ek dink Piet sy liberale begrip meer in die rigting van 'n Amerikaanse opvatting van liberaal, en dit beteken dat jy sal selfs staatsinmenging in 'n sekere sin jy weet, ekonomies gesproke toelaat. Jy gaan LGBTQ gaan jy verdedig. Jy kan self elemente van woke by daai liberaal inbring, terwyl jy sal by jou liberaal, ek wil nie sê jy sal nie in daai sake aandag gee nie, maar jy gaan dit met sekere voorbehoude doen. So ek dink 'n mens moet altyd genuanceerd na 'n ding kyk, en jy moet, ja, ek sien is amper 8 uur. Nee, dit maak nie saak nie. Hier is vir my 'n belangrike gesprek, en ek het nou 'n bietjie gespeel, maar met 'n bepaalde doel. Rondom hierdie begrippe. Ek wou dit so 'n bietjie tuiser bring. Wat my bring by die volgende vraag, daar word baie maklik na spelers in die politieke sfeer word hulle as regs uitgekry. Onder konservatiewe mense en regse mense word ander mense weer maklik as liberaal uitgekry. En as ek nou na jou luister en die beoordeling wat jy nou gemaak het, dan wil ek sê, maar ek dink dit is belangriker dat ons meer aandag gee aan die inhoud van dit wat ons sê, as om dit sommer net te etiketeer en dan af te skiet.
Ja, Isak, mens sou wou pleit dat daar altyd in enige debat waar mense hierdie etikette begin gebruik. En ons het ook nou nie nog nie gekom by etikette soos rasisme of ek weet jy wou 'n ander dag met my gepraat het oor wit superioriteit in hierdie etikette nie, jy weet. 'n Ou moet versigtig wees want jy moet altyd kyk wat is die debatspunte op die tafel en wanneer hierdie etikette gebruik word, het dit sin of nie. Nou soos ek probeer het met my definisie aan die begin van ons gesprek, daar's historiese voorbeelde van wat links en regs is. Jy kan dit die inhoud vul wat links en regs is, ook liberaal en konservatief, jy kan die inhoud vul, maar dan moet jy in enige gesprek altyd verskriklik versigtig wees dat jy te vinnig daai etikette gebruik. Want 'n mens kan baie gou as jy fyn luister na iemand agterkom dat elke persoon kom vanuit, ek sal dit noem 'n horison. En uit daai horison uit is daar bepaalde begrippe en bepaalde kom ons noem dit lewensbeskouings, bepaalde opvattinge wat van ver af kom en wat in die gesprek met 'n ander persoon op die spel kom. En in Suid-Afrika, omdat ons so gepolariseerde samelewing is, en omdat ons eintlik ook so verdeelde samelewing is die maklikste ding dat ons gaan nie soek na gemeene grond nie, maar eerder hoe kan ons die opponent of die persoon met wie ons in gesprek is, etiketeer en uit die spel uithaal. Dit is die gevaar van ons samelewing. En jy het 'n unieke rol, as ek nou weer vinnig kan terugkeer na jou toe, in die sin dat jy's 'n onafhanklike anker, of jy het 'n onafhanklike nuuskanaal. Dit beteken, jy gaan die heeltyd in 'n sekere sin, en ook die tipe van mens wat jy is, gaan jou die heeltyd in die sentrum, maar ook buite die sentrum bevind. En dan moet jy eenvoudig, maar dan is dit 'n kwessie van, jy moet 'n dik vel ontwikkel. Want ons weet partymal, as iemand sê maar vir 'n ander persoon sê, jy's links of regs, jy's 'n rasis of nie, jy is konservatief of jy is liberaal, dan weet mens moet altyd kyk van wie die etikette kom, en uit watter hoek so 'n persoon kom, en of hierdie etikette nie soms goedkoop raak, as ek dit so kan stel, in 'n gesprek nie. En help die etikette 'n gesprek of help dit nie 'n gesprek nie. Dis maar vir my, jy weet, die beginsel van NP van Wyk Lou, bly maar een van my groot begrippe, die oop gesprek, nê? En ek sien Nuuspot as 'n ruimte vir die oop gesprek. Maar dit was nou nie die bedoeling nie, maar dankie dat vrye reklame. Maar Pieter, hierdie is die soort goed wat ons kan uitsny en gaan post. Hoor wat sê die prof van die spot. Hoorie Pieter, maar nou kom 'n begrip soos woke, soos 'n spanner in die works in. En krap alles deur mekaar, want ek dink die begrip word ook sommer links en regs rondgegooi, en ek wonder of enige een van ons 'n idee het wat dit regtig beteken. Isak, ek dink is altyd belangrik dat 'n mens weer gaan kyk waar dit vandaan kom. Woke beteken natuurlik in Engels om wakker te wees, nê? En ons almal wil wakker wees. Jy weet, jy sukkel om by die program, by die spot te kry, want ek sukkel met wakker word. Nou, so jy's nou woke nie. Maar ek glo daarom ek soek nie woke nie. Maar ons almal wil wakker wees, en aanvanklik het woke beteken binne die Amerikaanse konteks, binne die Amerikaanse politiek, dat Afro-Amerikaners, swart Amerikaners wat voel hulle ly nog aan rassediskriminasie, en jy weet, daar kan meriete wees in die kwessie, dat hulle moet wakker wees oor hulle minderheidsstatus in Amerika, en die feit dat daar nog rasisme in Amerika is. So dit was die onmiddellike historiese verwysing. En maatskaplike diskriminasie het dit uiteindelik geword, en daai maatskaplike diskriminasie het nou uiteindelik
breër geword as net rassediskriminasie. Dit het nou veral genderpolitiek geword. Die diskriminasie teenoor jou ingesteldheid, jy weet, jy ervaar jouself as 'n minderheid wanneer dit kom by jou, kom ons noem dit jou seksuele identiteit of jou genderidentiteit of jou geslagsidentiteit. So onder woke gaan dit baie oor slagofferskap, uitsluiting uit die samelewing, sosiale geregtigheid en al hierdie kwessies, en dan natuurlik word die ekonomiese argument ook weer ingebring, dat hierdie groepe is gewoonlik ekonomies ook gemarginaliseer. En dan kry dit weer 'n baie sterk radikale of 'n linkse, 'n polities linkse kombinasie, 'n ding daarby. En dit sou ek as woke, ek wil miskien net 'n laaste ietsie byvoeg. Dit kom natuurlik nou met onderdrukkingsstelsels saam. Ek het verwys na rasisme, ek het na seksisme verwys, en natuurlik kom postkoloniale debatte ook hierby. Vir sommige mense is dit 'n positiewe begrip vir geregtigheid en insluiting. Vir ander, veral uit konservatiewe en meer liberale hoeke, dis dan nou individuele liberaal, is dit het dit 'n negatiewe betekenis, want dit impliseer die strewe na geregtigheid word oordrewe of dogmaties gemaak. Daar gee ek nou weer vir jou mond vol, om weer die genuanceerdheid van woke uit te wys. Dis professor Pieter Dievenage wat so gesels. Ek wil net vinnig voor dat jy loop, ek sien die Thys Solomon vra daar uit Australië uit, ek moet vir jou vra oor disinformation en misinformation, wat ook baie rondgegooi word. Sien jy kans om gou iets daaroor te sê? Ja, dit is ook 'n begrip wat nou in ons midde is. Dit hang ook natuurlik saam met in 'n sekere sin het president Trump begin met die tema fake news, nê? Dit hang met disinformasie en misinformasie, of hoe sal mense dit in Afrikaans benoem? En dit hang ook natuurlik met die wat is waarheid, nê? Wat is waarheid in die politiek, Isak? En ons weet almal, enige ou in die politiek gaan op 'n manier sy ideologiese lyn bevorder, of die hoek waaruit hy of sy kom. Maar mens wil daarom hê dat openbare verteenwoordigers of politici moet waarheid nastreef. Nou is die groot vraag, wat is waarheid in die politiek en wat is misinformasie of disinformasie? Information, hoe sit in Engels, daai begrippe. Maar dit hang maar met die groot tema saam van waarheid in die politiek, en ons het die laaste tyd geweldige debatte daaroor of die media, die hoofstroom media, of sekere politici die waarheid nastreef, die waarheid begrond wanneer dit kom by openbare politieke debatte. Dis professor Pieter Dievenage wat so met ons gesels en vir ons hierdie ding uiteensit. Pieter, dankie. Dit was nou regtig 'n lekker gesprek en dankie dat jy dit so op die nippertjie met ons kom deel het. Regtig baie dankie daarvoor. 'n Groot waardering. En mag ons vorentoe weer met jou praat. Graag, Isak, sterkte ook aan jou kant en hou maar die oop gesprek aan die gang op Nuuspot. Dit doen ons, ons probeer dit hier doen. So, ek sê mos altyd man, jy kry dit nie altyd, party dae dan slaan jy, is jy uit vir 'n dak en ander dag dan slaan jy so 'n paar sesse agter mekaar, maar die geheim van sukses is om elke keer op te daag. Veral die dag nadat jy uit is vir 'n dak. Inderdaad, jy moet in hierdie lewe moet jy maar bedag wees daarop dat veral as jy nie openbaar is, dat mense gaan van jou verskil. En dan moet jy maar jou karakter toon, sou ek sê, hoe jy daai kritiek hanteer. Dit is vir my die kern van die saak. Pieter, dankie, ons praat weer met jou, heerlik om met jou te praat. Graag, Isak.